Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. God het dit op my hart gelê om vandag met julle te praat oor die swaar kry tye in ons lewens. En ons gaan dit doen na aanleiding van die verhaal van Josef met die tema God is met ons selfs deur ons teenslae heen. Kom ons maak net oop toe. Dan doen ek vir ons 'n kort gebed. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Here, leer ons en vorm ons vanoggend sodat ons ook rein van hande en suiwer van hart kan wees. En Here, sodat ons lewens ook al meer en meer heilig en God welgevallig en in lyn met u plan vir ons lewens kan wees. Amen. Vriende, ons skriflesing Genesis 50 vers 18 tot en met vers 21. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê: Hier is ons voor u. Ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Liewe broer en suster, liewe vriende, daar is na my beskeie mening baie mense, veral ook gelowiges, wat onder die wanindruk verkeer dat ons as kinders van die Here veronderstel is om altyd net voorspoed te geniet. En vriende, dis nie net mense binne die voorspoedsteologie wat so dink nie. Oor die jare heen het ek al dikwels met gelowiges te doen gehad wat nie kon verstaan dat dinge baie keer ook maar in hulle lewens verkeerd kon loop nie. Dominee, ek dien dan die Here. Hoekom gebeur hierdie of daardie slegte ding in my lewe? Hoekom het die Here dit in my lewe, hierdie slegte goed in my lewe toegelaat? Hy kon dit mos maklik verhoed het en verhinder het. Vriende, dalk is daar vandag ook onder ons wat na hierdie boodskap luister. Mense wat so mag dink. Mense wat dalk tans deur 'n baie slegte tyd in hulle lewe gaan en wat nie kan verstaan hoe dat God dit kan toelaat nie. Baie voel waarskynlik ook dat dit onregverdig is en dat hulle dit nie verdien nie. Wat ook al die aard van hulle slegte omstandighede en teenslae mag wees. Maar liewe vriende, nou wil ek graag vandag vir julle sê dat ons nie in 'n volmaakte wêreld leef nie. En dat ons almal, gelowiges en ongelowiges, van tyd tot tyd aan ellendes en teenslae blootgestel is. Vriende, ons kan nogal heelwat insigte en bemoediging oor teenslae uit die Ou Testamentiese verhaal van Josef put. Want in die lewe van Josef leer ons hoe dat God ook in slegte situasies in 'n gelowige persoon se lewe teenwoordig was. En hierdie slegte situasies in sy lewe toegelaat het en gebruik het. Nie net om Josef te vorm nie, maar ook om groter seën te bring. Deur Josef se teenslae heen groter seën ook vir baie ander mense te bring. Kom ons fokus dan vanoggend so 'n bietjie op die lewensverhaal
van Josef. Vriende, Josef was die tweede jongste van Jakob se seuns. En van al sy seuns was Jakob die liefste vir Josef. Waarskynlik omdat hy die eerste seun was wat uit sy liefling vrou, uit Rachel, uitgebore is. En Jakob maak dan ook vir Josef spesiale klere, 'n kleurvolle mantel. Iets wat Josef baie ongewild gemaak het by sy broers. En dan sê die Bybel ook nog dat hy stories oor sy broers by sy pa gaan aandraat. En om dinge nog verder te vererger, vertel Josef aan sy broers van die twee drome wat hy gehad het, drome waarin sy broers voor hom neergebuig het en hom gedien het. En ook hierdie drome het hulle verseker niks van gehou nie. En so begin daar, liewe vriende, dan 'n opdraande stryd in die jong Josef se lewe. Hy word op 17-jarige leeftyd deur sy broers as 'n slaaf aan islamitiese handelaars verkoop. En so beland hy dan as 'n slaaf in Egipte, in Potifar se huis. En asof dit nie al erg genoeg is nie, ontstaan daar ook nog nuwe probleme. Potifar se vrou probeer haar bes om Josef te verlei. En toe hy dit weerstaan, vertel sy aan haar man dat Josef by haar probeer aanlê het, met die gevolg dat Josef in die tronk gegooi word. Liewe vriende, dit was sommer 'n hele reeks van slegte dinge wat die arme Josef getref het. Eers word hy uit sy bekende wêreld van sy pa en sy familie weggeskeur. Onder meer ook in 'n put, 'n droë put gegooi. En toe word hy op 'n wrede wyse as 'n slaaf verkoop. En beland hy in 'n vreemde land, in 'n huishouding waar sy baas se vrou haar bes probeer om hom te verlei. En toe word hy ook nog onregverdiglik in die tronk gegooi. Maar vriende, saam met hom in die tronk was toevallig die koning se skinker en bakker. En ek sê toevallig tussen aanhalingstekens, want dit was deel van God se plan en van die wyse hoe God oor hom gewaak het. En op 'n byna onopsigtelike wyse aan Josef guns voorsien het. En in die tronk lê hy dan ook by die Here se hulp, die skinker se droom uit. En toe die farao dan later self 'n droom gehad het, kon geen een van sy heidense waarsêers dit uitlê nie. En die skinker vertel toe vir farao van Josef, wat in die tronk sy droom uitgelê het. En die farao laat vir Josef kom, en Josef lê die droom uit. Die 7 vet koeie wat die farao in sy droom gesien het, het verwys na die 7 vrugbare jare wat aan die kom is, en die 7 maar koeie na die 7 jare van droogte en hongersnood. Josef lê nie net die droom uit nie, maar hy lê ook 'n plan aan die koning voor, aan die farao voor, wat die koning dan deur hierdie moeilike jare moes implementeer en hanteer. Die farao het besef dat Josef oor groot wysheid beskik, en dan word hy dramaties bevorder van 'n gevangene tot onderkoning van Egipte, tweede in bevel, net onder die farao. Josef was op daardie stadium, sê die Bybel, 30 jaar oud, Genesis 41 vers 46. En met die Here se hulp en die Here se wysheid is Josef se plan toe ook suksesvol, en almal in Egipte oorleef die droogte en die hongersnood, en selfs mense uit die omliggende landstreke, die Bybel sê van oor die hele wêreld, het na Egipte gekom om te kom koring koop, te kom kos haal. En ja, so bestem God dit dan ook, dat Josef
se broers na Egipte moes kom om te kom kos koop. Josef herken hulle, maar hulle herken hom glad nie. Hy besluit dan om aanvanklik sy identiteit vir hulle weg te steek. En dan vind daar 'n klompie insidente tussen Josef en sy broers plaas, ek wil nie daarop ingaan nie, totdat Josef uiteindelik in trane uitbars en vir hulle sê wie hy werklik is. En so word die hele familie, insluitend sy gryse ou vader Jakob, na jare weer met Josef herenig en kom woon hulle saam in vrede en voorspoed in Egipte land. Nou vriende, as ons nou terugkyk en so 'n bietjie nadink oor hierdie hele verhaal, dan is daar sommer baie dinge wat tot ons harte spreek en wat ons uit hierdie verhaal op ons eie lewenspad met ons kan saamneem. Eerstens sou ons waarskynlik die vraag wil vra, waarom sou God al hierdie teenslae en ellende in Josef se lewe toegelaat het? Liewe vriende, ons moet voor alles, moet ons daaraan vashou, dat God soewerein is, en dat hy altyd ten volle in beheer is. Alles wat met Josef gebeur het, was dus duidelik deel van God se plan. Aanvanklik sou ons dit nie geweet het nie, maar as ons nou terugkyk en bietjie dink oor hierdie verhaal, dan sien ons dit, dat dit alles wat met hom gebeur het, tog wel duidelik deel van God se plan was. By elke moment, liewe vriende, was God teenwoordig en het hy aan die kleinste besonderhede gewerk. Paulus stel dit vir my treffend in die Efesiërsbrief wanneer hy skryf, so het God hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Efesiërs 1 vers 11. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Vriende, soms maak die Here selfs ook van die planne van die bose, die duiwel, gebruik. En ook van die dwaase dinge wat ons soms as mense aanvang. En dan buig hy dit om. En dan inkorporeer hy dit in sy groot plan vir ons lewens. Die slegste dinge kan hy ten goeie gebruik. God is betrokke in elke mens se lewe en hy beskik ook oor volkere se lotgevalle in voortbestaan, soos duidelik in sy voorsiening tydens die droogte en die hongersnood gesien kan word. En verder moet ons ook raak sien hoe dat God selfs die bose planne van Josef se broers ten goeie gebruik het, ten goeie aangewend het. In Genesis 50 vers 20 het ons vanoggend gelees hoe dat Josef vir sy broers hierdie insiggewende ding gesê het. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. So vriende, as daar soms slegte dinge in ons lewens gebeur, en dit vir ons lyk, asof ons in 'n absolute verloorstryd bevind, dan moet ons weet, dat ons almagtige Here steeds in beheer is, en in staat is, om die slegste omstandighede om te keer, en in iets goeds te verander. Nog 'n belangrike les wat ons in die Josef verhaal leer, is dat God by elkeen is wat by hom skuilings soek, en wat getrou bly aan hom getrou volg. God was derentyd met Josef,
Al het dit nie vir hom so gelyk nie, en beslis ook nie altyd so gevoel nie. Verseker het God hom nie vergeet of verstoot nie. Genesis 39 vers 2 sê baie duidelik, die Here was met Josef. En as ons 'n bietjie verder lees in Genesis 39 vers 21, dan kry ons dit weer en dan word dit nog sterker gestel. Luister mooi. Die Here was met Josef en het in sy troue liefde na hom uitgereik. Hy het aan hom guns geskenk in die oë van die hoof van die gevangenes. Dis ons Here, broer en suster. Hy werk dikwels op 'n stil manier agter die skerms. Hy los ons nooit alleen in ons ellende nie. Dwars deur Josef se stryd en teenslae was God steeds met hom. En het God agter die skerms oor hom gewaak en tot sy voordeel gewerk. Maar is belangrik dat ons ook sal raak sien dat Josef ook van sy kant aan God bly vashou het. By Josef leer ons die belangrikheid van geloof en van eerbied vir God en getrouheid aan God. Ondanks en te midde van al die geweldige teenslae op Josef se pad, het Josef aan God bly vashou. Hy maak die beste van 'n slegte situasie. As 'n slaaf en ook in die tronk. Hy bly gelowig en positief en hy raak nie verbitterd nie. En hy het selfs ook sy broers vergewe vir die groot onreg wat hulle hom aangedoen het. Hy het God getrou bly volg. Selfs in die moeilike omstandighede van slawerny en seksuele versoeking en ook in die neerdrukkende omstandighede van sy gevangenskap. Ons sien byvoorbeeld sy geloof in die Here duidelik deurskemer in sy woorde ten tye van die versoeking deur Potifar se vrou. Hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hy wou bo alles aan God getrou en gehoorsaam bly. En daarom, liewe vriende, kon hy elke probleem en elke vorm van teenslae kon hy oorkom, want met God se nabyheid en hulp was daar telkens vir hom uitkoms. En uiteindelik is hy meer as 'n oorwinnaar gewees en is hy tot onderkoning van Egipte bevorder. En het hy die uiters belangrike rolspeler in God se plan sou word om baie mense, ook sy eie familie, van voedsel, koring in 'n tyd van enorme hongersnood te kon voorsien. Deur baie ellende heen sou Josef uiteindelik beloon en verhoog word en God se groot plan vir sy lewe vervul. Kom ek maak vir ons klaar. My liewe vriend en vriendin, onthou vandag dat God ook by jou en by my is. Net soos hy by Josef was. In sy troue liefde waak hy ook oor ons en begelei hy ons en bewerk hy ook vir jou en vir my guns in die oë van mense om ons deur ons teenslae en ons kastyding te help. God weet hoekom hy ons soms deur moeilike tye laat gaan. En hy sal ook sy doel daarmee bereik. Ek weet nie wat is God se groot plan, sy plan in jou lewe nie. Dalk is daar ook iets groter in die lewe waarvoor God besig is om jou in hierdie tyd voor te berei.
Dalk, liewe vriende, is dit 'n kleiner rol wat jy moet vervul, maar dit maak nie saak nie, waarvoor God jou ook wil gebruik nie. Dit bly 'n God gegewe taak en belangrik. En as jy hom ook gelowig en getrou sal bly dien, soos Josef gemaak het, sal jy verseker ook sy hulp ervaar en sal sy goeie plan vir jou lewe ook soos 'n legkaart stukkie vir stukkie gepak word, totdat dit op God se volmaakte tyd in volle vervulling sal gaan, en ook jy tot groot seën verander sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here, dat U vanoggend U self aan ons, ja ook aan my, openbaar as die almagtige God wat in beheer is en wat by my is, ook in die slegte tye van my lewe. Dankie, Here, dat U ook 'n plan het vir my lewe. Al verstaan ek nie altyd wat dit is en waarheen U met my op pad is nie. Here, help my om soos 'n Josef getrou en gehoorsaam aan U te bly, ook deur die teenslae op my lewenspad. Vorm my na U goeddinke en kom bring asseblief ook weer uitkoms uit my moeilike omstandighede. En Here, gebruik ook my lewe in U diens tot seën vir ander en tot die eer van U naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, The Lord is by my side. Geniet hierdie lied, en vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle, en moenie vergeet nie, dat die Here ook by jou is nie. Vrede vir jou.
For when I look back, I will surely see my shepherd has laid down his life for me. And when I look back, I will surely see your goodness and love, they have followed me. For when I look back, I will surely see my shepherd has laid down his life for me. The Lord is by my side, forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. The Lord is by my side, forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine.